Die tweede toets toe word ek gekies en toe skakel reserve. En toe kry ek 'n skouerbesering, ontwrig my skouer en ek kan hom nie op die veld teruggesit kry nie. En daar weg in die ambulans en ek toe sien ek nou eintlik wat buite die veld aan die gang is. Dit is soos 'n oorlogsone waar die ambulans deurry. Dit is net klippe en brand, goed wat gebrand word. En die polisie moet daai mense weghou, die Red Squad, hulle het die ouens weghou van die veld af. Daar was 'n verskriklike groot bekleierery geweest tussen polisie en die betogers. Goed, toe kom ek in die hospitaal, die bed daar so, en die kom die dokter en hy sê, jong, hy sê, ons het 'n probleem wat jou trui aanbetref. Ons gaan hom baie moeilik af kan kry. Toe sê ek, dokter, sny hom, haal hom. Hy sê, I'll never cut a Springbok jersey. En toe, onder verdowing natuurlik, toe het hulle vir my skouer teruggesit, en toe, na die tyd het hulle my getrek voor die televisie, en ek kon aan die einde van die wedstryd kyk, waar ons die toetstorm gewen het, wat vir ons 'n groot aansporing was. En toe sien ek daar lê my trui mooi netjies opgevou op my bed. En toe kom die dokter en hy sê, ja, hoe lyk dit, hoe gaan dit? En hy was 'n groot Springbok ondersteuner. En toe sê ek, dokter, ek skenk vir jou die trui. Wat natuurlik vir hom iets groots was. Wat hy, ek dink nie sou vergeet het weer nie. Maar dit was maar nie die ingesteldheid van Nieu-Zeelanders teenoor Suid-Afrika. Dat hy nie bereid is om 'n Springbok trui te sny nie. En dit is dit het gegee my 'n bietjie moed vir het ons moed gegee daar vir die res van die toer.